Onse Vader, wat 'n wonderlike prentjie het ons gehad van die seer en die sleg wat verdwyn op die dag wanneer geregtigheid kom. Die nag wat verdwyn. Al hierdie goeie goed wat ons na kan uitsien, Heer. En al hierdie is net moontlik deur die feit dat U ons geken het, U die Seun aarde toe gestuur om reg te maak wat ons krom gemaak het. En dit is ons hoop, Heer, om te weet wat U karakter is, wie U is, die beloftes wat U vir ons gemaak het. Waar is ons hoop, Heer? Dit is waar ons rus, dit is waar ons staan, dit is waar ons kan uitsien. En ons is so dankbaar daarvoor, Heer, en ons bid dat elkeen U sal ken, Heer. Dat U, soos U gesê het in Galasiërs, Paulus gesê het dat U het ons geken. Ons bid dat U elkeen sal ken, Heer. Ons bid vir die kindertjies, soos wat hulle gaan nou sing en hoe hulle van U gaan leer, Heer. Ons bid vir die onderwysers. Ons bid dat U hulle ook sal ken, Heer. Dat U hulle soos wat Paulus ook gesê het, dat U hulle ook sal aanneem, soos wat U ons ook aangeneem het, Heer, en ons U kinders gemaak het, erfgename gemaak het van dit wat kom, Heer. Alles wat U besit, dit het U ons van deel gemaak. En ons bid dat hulle U ook so sal ken, dat hulle ook 'n fondasie in U sal hê, Heer. Dat hulle ook daai vryheid kan hê en daai hoop en daai rustigheid en kalmheid van om te weet dat U is daar. U kyk uit vir hulle, Heer. Ons bid vir ligpunt in die vertrekpunt wat begin vir die nuwe mense wat wil aansluit. Ons bid vir almal wat daar betrokke is, Heer, dat U ook dit sal sien en ons weet dat dit is U wat die boom laat groei. Ons gooi die water, maar dis U wat dit laat groei en ons bid vir groei vir daar. Ons bid ook vir die voorwaartskamp wat teen die einde van die maand en die familievergadering. Ons bid vir al daai goed dat ons in al hierdie goed wat ons doen, U sal beter leer ken. Dieper fondasie, 'n dieper wortel, 'n penwortel wat net dieper in U en Christus in is, Heer. En ons bid vir die Heilige Gees. Dankie dat U ook vir ons die Heilige Gees gee, Heer, om ons te lei en om ons te versterk. Ons bid dat U ook in al hierdie aktiwiteite sal werk, Heer. En ons bid dat in ons stad dat ons 'n lig sal wees, Heer, 'n lig wat U skyn, wat van U vertel en gebruik ons om 'n seëning te wees in hierdie stad. Ons bid dit en ons weet ons verdien niks nie, Heer. Dit is maar alles uit U genade en U goedgunstigheid teenoor ons. Amen. Goeiemôre, ek lees Efesiërs 1 van vers 15 tot 23 uit die Afrikaanse 2020 vertaling. Om hierdie rede, omdat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en julle liefde vir al die heiliges, hou ek nie op om God oor julle te dank wanneer ek in my gebede aan julle dink nie. Dan bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, vir julle dit sal gee, geestelike wysheid en openbaring, wat in die kennis van hom bestaan, en dat die oë van julle harte verlig mag wees, sodat julle kan insien wat die hoop is wat sy roeping bied, wat die heerlike rykdom van sy erfenis vir die heiliges behels, wat die onvergelykbare grootheid van sy mag is, vir ons wat glo ooreenkomstig die werking van sy groot krag, wat hy uitgeoefen het in Christus, toe hy hom uit die dood opgewek het,
en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele, bo elke owerheid en gesag en mag en heerser, ja, bo enige naam wat genoem kan word, nie alleen in hierdie bedeling nie, maar ook in die toekomstige. Hy het alles onder sy voete gestel en hom aan die kerk gegee as hoof oor alles, die kerk wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles in almal vul. Goeiemôre. Ek gaan net so klein bietjie middel toe skuif. Dis hy. Net so oomblik. Vriende, goeiemôre. Wat 'n wonderlike voorreg om vanoggend hier by mekaar te kan wees. Ek dink soos wat Marley daai gedeelte gelees het, hoop ek dit het uitgestaan wat 'n amazing teksgedeelte dit is wat ons vanoggend na kyk. En ek hoop om van daai waarhede vir ons tuis te bring vanoggend. Miskien net eerstens moet ek myself voorstel, ek was rukkie lank nie hier gewees nie, so my naam is Eel van die Kerk. Ek is een van die ouderlinge op personeel by Ligpunt vir die laaste, hierdie is die 14de jaar. En so dis al 'n rukkie, maar ek sê een van die ouderlinge op personeel en ek dink dit beteken vir baie mense nie veel nie. Hulle verstaan nie hoekom ek nie net sê ek is 'n predikant nie. En ons doen dit nie eintlik hier nie, want die woord predikant en dominee is nie eintlik Bybelse woorde nie. Dit beskryf 'n rol en is 'n goeie woord, maar die woorde wat ons rol beskryf binne in die kerk is ouderling of herder. En so dit is nie noodwendig wat julle hoor as ek dit sê nie, en so dis hoekom ek maar net sê is een van die predikante en dit is my groot voorreg om hier te wees. Ek was op sabbatical gewees vir 3 maande. En so baie dankie aan Ligpunt vir die voorreg om dit te kon doen. Dit was 'n wonderlike geseënde tyd gewees vir ons as 'n familie. Dankie vir die gebede en dankie vir die tyd om te opnuut weer die voorreg van wat ons hier doen te besef en te verstaan. Het is baie lekker om 'n klomp nuwe gesigte vanoggend hier te sien. Welkom aan julle. Dit is lekker dat julle hier by ons is en ek bid, my gebed is vanoggend dat vanoggend vir almal van ons baie geseënde oggend sal wees, soos wat God deur sy Gees in ons midde werk, in ons harte werk en ons oë oopmaak om hom raak te sien. Ek wil vinnig net noem voordat ons by die reeks uitkom. Dewald het einde laas jaar genoem dat daar 'n geleentheid ontstaan het vir ons as 'n kerk om betrokke te raak by 'n bediening in Namibië. Ons het einde laas jaar besoek gaan aflê by 'n sendingorganisasie wat onder die Boesmans werk. En dis baie opwindend dat hulle vir ons die geleentheid wil gee om by 'n kerkie in die Kaprivi oor Paasnaweek te gaan dien, om 'n Paaskonferensie vir hulle aan te bied vir die kerkie en dan ook vir die mense van die omgewing. En die opwindende gedeelte daarvan is dat dit is 'n onbereikte nasie. Daai dialek van die Boesmans word beskou as 'n onbereikte nasie. Ek dink daar's iets so 6000 mense in die bevolking en daar's net omtrent 200 Christene. So is 'n baie opwindende geleentheid. En ek noem dit nou want ons gaan volgende week 'n inligtingssessie hê na die diens. Volgende week na die diens op die stoep by die lodge gaan ons bymekaar kom en enigiemand wat belangstel om betrokke te raak, moet asseblief kom en kom luister en kom gesels. Dit is dit vir afkondigings. Ons is besig met die Laat daar lig wees reeks. Ek gaan voort met die Laat daar lig wees reeks en ons het reeds gesien in hierdie reeks dat die lig van die evangelie moet in ons lewens inskyn vir ons om met nuwe oë, nuwe geestelike oë die wêreld te beskou. En soos ons het gekyk na die lig van die evangelie, ons het gekyk na die ware kenmerke van 'n Christenlewe. Ons het gekyk na geloof as een van die ware kenmerke van 'n Christenlewe. En ons het verlede week gekyk na liefde as een van die ware kenmerke van die Christen se lewe. As ons weet die Gees werk in iemand, dan sien ons geloof en ons sien liefde. En derdens vanoggend kom ons by hoop. Ons kom vanoggend by die derde kenmerk van die Christenlewe. Ons kom by hoop en so ek gaan vra dat God in ons harte sal werk. Jy sal sien die teks is 'n gebed. Die teks is 'n gebed waar Paulus vra dat ons die hoop sal verstaan waartoe ons geroep is. En so dis ons begeerte vanoggend om die hoop te verstaan wat ons in ons het. So kom ons bid saam.
Vader, ons dankie vir vanoggend. Ons dankie dat die somer hier is. Ons dankie dat ons dit kan voel. Ons dankie dat ons vanoggend hier tussen mense kan wees wat baie soos ons is. Mense wat behoeftig is van u genade. Mense wat 'n begeerte het om sin te maak van die lewe. Wat wil weet waantoe is ons op pad? Waarin kan ons vashou soos wat ons dag vir dag uitgaan om ons dagtaak te verrig? Vader, help ons vanoggend om u woord te hoor. Openbaar jouself aan ons vanoggend, Vader. Ons pleit by u. Openbaar jouself aan ons sodat ons u kan ken, sodat ons veilig by u kan wees en sodat ons kan vashou aan hierdie waarhede wat op hierdie papier vir ons geskryf is. Maak dit vir ons lewendig, Vader. Maak asseblief ons hoop lewendig, sodat dit nie net ons hoop vir die toekoms kan verander nie, maar die manier waarop ons nou lewe sal transformeer. En ons vra dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Vriende, ek het al van tevore gepraat oor Viktor Frankl. Hy is vir my 'n merkwaardige ou en so ek gaan vanoggend weer 'n bietjie vertel van die lewe van Viktor Frankl. Viktor Frankl het die boek geskryf Man's Search for Meaning. Dis 'n boek wat miljoene kopieë wêreldwyd verkoop het. Hy was 'n mediese dokter met 'n belangstelling in psigiatrie en sy lewe se teses is opgeskryf in sy boek The Doctor and the Soul. Maar wat interessant is van hom, hy het baie geleer op universiteit want hy's 'n mediese dokter, maar baie van die waarhede wat hy geleer het hy nie op universiteit geleer nie. Hy het dit in 'n konsentrasiekamp geleer. Dit wat hy weet van die menslike siel in 'n groot mate het hy in 'n eksperiment in konsentrasiekampe gesien vir homself afspeel. Hy was tussen 1942 en 1945 was hy in konsentrasiekampe aangehou. Hy self was 'n gevangene en hy het gekyk hoe almal rondom hom opgetree het. En is treffend wat hy gesien het. Die eerste baie treffende ding wat hy gesien het is dat baie van die fisies sterkste mans in die konsentrasiekampe het eers dood gegaan. Nie omdat hulle fisies swak was nie, maar omdat hulle hoop verloor het. Hy beskryf die proses van iemand wat sy finale hoop verloor het en hy noem dit give-up-itis. So jy kon sien wanneer iemand give-up-itis gehad het. En dit is wanneer hulle so binne in die tronk was daar of binne in die konsentrasiekampe was sigarette 'n vorm van geldeenheid. So jy kon dit gebruik het om iets te kry wat jy wou hê. Hulle het dit gereeld geruil vir kos. En so as jy iemand was wat gehoop het op 'n beter môre, as jy hoop aan vasgehou het, dan sou jy in steede van jou sigarette rook, sou jy hom ruil vir kos sodat jy jou krag kan behou. Jy sal nie immediate gratification najaag nie. Jy sal iets vat, iets soek wat langer hou en dis kos. Hulle kon dit vir sop verruil het. En so wanneer hy gesien het dat iemand sy sigaret rook en nie ruil nie, het hy geweet dis 'n teken. Dis 'n teken van iemand wat hoop verloor het. Sodra hy sy laaste kapitaal opgebruik, het daai ouens gewoonlik gaan lê. Hulle het gaan lê in fisiese vuilheid. Hulle het nie meer weerstand gebied nie. Hulle het nie meer die wil gehad om op te staan en hulle self skoon te maak nie. Hy sê hulle het letterlik soos diere geword. Hulle kon nie meer medelee betoon teenoor ander mense nie. Niks het hulle verskrik nie en niks het hulle meer gewalg nie. Hulle kon nie op dreigemente of geweld meer reageer nie. En uiteindelik het hulle in totale biologiese traagheid verval totdat hulle gesterf het. En so Frankl sê dis vir hom duidelik dat die nasies kon alles van hom af wegvat. Hulle kon sy identiteit, sy familie, sy klere, sy hare, sy gesondheid, selfs sy manuskrip wat hy besig was om te skryf, kon hulle van hom af wegvat. Maar een ding kon hulle nie van hom af wegvat nie. En hier is baie interessant. Hulle kon nie sy vryheid wegneem om self sy houding te kies nie. Vir hom was hoop 'n keuse. Hy kon kies om iets beter aan vas te hou as dit wat rondom hom gebeur het. En Frankl het gesien hoe die wat aan hoop vashou verander. Hy het gesien hoe mense wat vashou aan hoop en ander dien meer liefdevol word. So die wat hoop verloor het minder liefdevol en soos diere geword, maar die wat aan hoop vasgehou het meer liefdevol geword, meer geduldig, meer selfopofferend en selfs meer vreugdevol. Die mense wat vreugde beleef het in die konsentrasiekampe is die wat vasgehou het aan hoop en ander gedien het in liefde. Menslike hoop is 'n geweldige kragtige ding. Ons lewe in 'n wêreld wat desperaat is vir hoop.
In 'n Gallup studie van 2024-2025 sê die Global Emotions Report dat die mensdom is stadig maar seker besig om hoop te verloor. Hulle noem dit die wêreldwye ongelukkigheidsparadoks. Hulle sê mense word materieel ryker, maar emosioneel armer. Al word mense ryker, voel hulle al hoe meer hopeloos. En so dit bring ons, die agtergrond bring ons by vandag se teks. In Efesiërs 1 bid Paulus dat gelowiges die krag en die rykdom van hulle hoop sal verstaan. Ons wat Jesus ken, het 'n kragtige hoop wat binne in ons woon. Hierdie hoop is veel kragtiger as die hoop wat Viktor Frankl beskryf het. Viktor Frankl se hoop is iets wat ons kies. Ons kies om te glo dinge word beter. Maar die Christenhoop is iets wat binne in ons woon en werk. Dis 'n realiteit. Dis 'n sekerheid wat geanker is in Jesus. 1 Petrus 3 vers 15 sê: "Eerbiedig Christus as Here in julle harte, altyd gereed om julle te verantwoord oor die hoop wat binne in julle leef." Ons hoop, die van ons wat Jesus volg as ons koning en verlosser, ons hoop is lewendig. Die kenmerk van die Christelike lewe is hoop. Jesus is die onderhouer, ons sê dit so baie, ek sê dit so baie en ek stop om stil te staan oor wat dit beteken. Jesus is die skepper en onderhouer van die heelal. Die skepper beteken alles wat ons sien, alles wat gemaak is, alles wat werk, alles wat wonderlik is, het Jesus gemaak. Ons binneste, ons emosies, ons samestelling, ons intelligensie, ons liefde vir mekaar, die natuur daar buite, wetenskap wat werk, alles wat bestaan het Jesus gemaak en hy onderhou dit. Ons harte wat aanhou klop, die son wat aanhou opkom, gravitasie wat aanhou werk, suurstof wat aanhou om ons lewe te gee, al daai dinge is onder Jesus se heerskappy. Hy hou dit bymekaar. En hy het ons versoen met sy Vader vir alle ewigheid. Dit is in Jesus wat ons hoop is. En ons lewe in 'n wêreld wat smag na hoop. Paulus bid dat ons as Christene die egtheid, die diepteid, die sterkte van ons hoop sal begryp. En so dis ons begeerte vir vanoggend, dat ons die krag van ons hoop sal begryp. Ons gaan na vanoggend se teks kyk, Efesiërs 1 vers 15 tot 23, onder twee opskrifte. Die eerste een is vers 15 en 16. Paulus sê dankie. Hy sê dankie vir die hoop, vir die liefde en die geloof wat hy sien in die gelowiges. So eerstens gaan ons kyk na vers 15 en 16 waar Paulus dankie sê, en dan tweedens gaan ons kyk in vers 17 tot 23 waar hy asseblief sê. Hy sê asseblief, help die mense, help gelowiges om hulle hoop te begryp, sodat hulle uit 'n plek van hoop uit kan lewe. En dan so eerstens, danksegging vir sigbare geloof en liefde. Paulus het gehoor van die kerk in Efese se geloof en liefde, en hy kan nie anders as om God daarvoor te dank nie. Paulus weet dat waar liefde en geloof sigbaar is God besig om te werk. Hy is besig om iets moois te bewerkstellig. Net voor ons teks, net voor vers 15 is vers 13 en 14. So kom ons lees dit net om die agtergrond te kry van ons teks. In hom is julle, toe julle die woord van waarheid, die evangelie van julle verlossing gehoor het en tot geloof gekom het, verseël met die Heilige Gees. Die Gees is die waarborg van ons erfenis. Met ander woorde, wat Paulus sê is, God het hulle gered, God het hulle verseël, en God se heerlikheid word in hulle lewens tentoongestel. En daarom is Paulus dankbaar. Ons verlossing is nie net vir ons voordeel nie. Ons verlossing lei tot God se heerlikheid. En Paulus weet dat hulle verlossing is die real thing. Hulle verlossing is eg, want hy sien geloof en hy sien liefde vir mekaar. Tydens ons sabbatical het ons die voorreg gehad. Ek was die enigste wat nie gewerk het nie. So tydens my sabbatical het ons die voorreg gehad om baie kerke te besoek. Ekskuus. En dit was baie interessant om te sien hoe mense teenoor mekaar optree. Mense kan baie vinnig optel of mense tyd het vir mekaar of mense werklik vir mekaar omgee. Daar was kerke waar dit vir my gevoel het asof gesinnetjies 'n bietjie
tight gebly het. Baie mooi aangetrek, vinnig gaan sit en vinnig weer verdwyn na die tyd. Nou dit kan wees, ek was een keer by al die plekke behalwe 2. Dit kan wees dat mense net nuut was en haastig was en daarom het hulle vinnig verdwyn. Maar mens kry 'n gevoel, mens kry 'n idee of daar liefde is, of daar warmte is, of daar omgee vir mekaar is. En so dit is sigbaar of mense lief is vir mekaar, of God besig is om liefde vir mekaar te kweek. En so ek is dankbaar, soos wat ek sê, ek is nou lank by Ligpunt en ek is baie dankbaar vir die manier waarop ek kan sien hoe God liefde onder ons kweek. Dit was laasweek vir my rarig opvallend geweest as iemand wat vir 3 maande nie hier was nie. Hoe wonderlik dit was dat Johan gepreek het oor liefde en ek dit kon sien en ek dit kon ervaar. Liefde vir God se mense is 'n ware teken van God se teenwoordigheid en God se werk in mense se harte. Vir my is dit rarig lekker dat ons liefde vir mekaar kan sien in die manier waarop ons baie keer vryheid toelaat vir ons kinders. Kinders kan met baie entoesiasme op 'n Sondagoggend by die kerk optree. En dit verg 'n bietjie geduld soms, veral as die koekies vinnig verdwyn. Dan verg dit 'n klein bietjie geduld en liefde vir die kinders. Maar ek is dankbaar dat ons dit hier ervaar. Ons sien liefde vir mekaar in die manier waarop ons kinders hanteer. Die manier waarop ons geduld teenoor ons kinders betoon. En so liefde vir mekaar is 'n demonstrasie van God se werking in ons midde. Paulus dank God vir die liefde wat hy sien in die kerk se midde en dan dank hy ook God vir die geloof wat hy sien. Geloof is iets wat mens ook kan raak sien. Dit is moeilik om geloof raak te sien met totale sekerheid, maar daar's sekere dinge wat mens duidelik kan sien as daar geloof is. 'n Baie sterk indikasie is van geloof. Dit is wanneer mens kan sien dat mense God ernstig opneem. Mens kan sien wanneer mense God ernstig opneem, wanneer hoe hulle sing demonstreer of hulle God ernstig opneem, hoe hulle bid, hoe hulle sy woord ontvang, hoe hulle begeer om gehoorsaam te wees. Ware geloof lei altyd tot aanbidding. Ware geloof bring 'n hart wat sê, Here, U is koning, ek wil vir U leef. En so Paulus is baie opgewonde dat hy in die kerk in Efese geloof en liefde sien. Want dit beteken God is daar teenwoordig, God is besig om te werk. God is besig om iets goeds daar te doen. En daarom sê hy dankie. En voor ons aanbeweeg van dankie na asseblief toe, dink ek is goed vir ons om te reflekteer op onsself. Wat sou jy sê? Is daar in jou lewe liefde en geloof sigbaar? Sien jy in jouself 'n begeerte om God te gehoorsaam omdat jy geloof in hom het? Omdat jy weet wie God is. Sien jy in jouself die begeerte om God te gehoorsaam deur geloof? En is daar in jou hart 'n liefde vir sy kerk? God se werking in ons lewens bewerkstellig 'n liefde vir mekaar. Sien jy dit in jou lewe? As jy dit nie sien, as jy dit glad nie sien, kyk, ons almal is 'n work in progress. Die Gees werk in ons. Hy's besig om ons van een degree of glory to the next te transformeer en so ons is besig om te groei en dit is 'n bietjie van 'n up and down pad. Maar as jy geen liefde vir jou medemens, vir jou kerkgemeenskap sien nie en jy beleef ook nie geloof in jou lewe, 'n begeerte om gehoorsaam aan God te wees nie, dan is die kans baie goed dat jy nie werklik 'n Christen is nie. Iemand het eendag vir my vertel van 'n publieke figuur in die rugby wêreld wat die publieke figuur goed ken en ek het hom gevra, is jy ou 'n Christen? En toe sê hy hy's 'n Christen soos ander Afrikaners. Hy's nie 'n Christen soos daai wat dit ernstig opvat nie. En ek gaan nie ou se naam noem nie. Want ek wil nie agter sy rug praat nie. Maar die punt is, daar's 'n kultuurchristenskap en daar's 'n ware Christenskap. Ware Christenskap is lief vir hulle mede-Christene en wil gehoorsaam wees aan God. En so ek wil jou aanmoedig, as jy nie daai twee kenmerke in jou lewe sien nie, ondersoek wie Jesus is. Vat dit ernstig. Dink diep oor wat jy glo. Waaraan hoop jy regtig? Terwyl dit so mooi gestel vanoggend. Waaraan hoop jy regtig? Wat is vir jou die beste moontlike uitkoms? Waaraan hou jy vas?
Waarom is ons as mensdom hier? Hoekom bestaan ons? Waar kom ons vandaan en waartoe is ons op pad? Dink ernstig oor die lewe. Hoekom maak enige iets werklik saak? Baie van ons is totaal intellektueel oortuig dat Jesus die sleutel is om sin te maak van ons bestaan. Ons glo dit objektief, want ons kyk na die wêreld rondom ons kyk na al die bewyse rondom ons, en ons sê Jesus is die een wat sin maak van ons realiteit. Ons glo dit objektief, en ons glo dit subjektief. Want soos wat ons in 'n verhouding met God wandel, bevestig die Gees vir ons dat dit die waarheid is. En so baie van ons lewe met 'n aktiewe hoop in ons harte. Dit is die moeite werd om te ondersoek wie Jesus is, want hy maak sin van die lewe. Hy gee vir ons 'n ware hoop. Niemand van ons is uitgesorteer nie, maar baie van ons het 'n ware hoop in Jesus. Hy is die skepper en onderhouer van die heelal. En hy het ons in liefde aan sy Vader versoen. En so, Paulus is baie dankbaar vir die geloof en die liefde wat hy sien. Hy dank God daarvoor. En dan sê hy ook asseblief. Hy sê asseblief, God sal u die mense help om hulle hoop te verstaan. En so ons kom tweedens by asseblief. Vers 17 tot 23. Asseblief, help ons om ons hoop te begryp. Kom ons lees van vers 17 af. Dan bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, vir julle dit sal gee, geestelike wysheid en openbaring, wat in die kennis van hom bestaan. Paulus begin sy dringende versoek deur te vra dat God hulle sal seën met geestelike wysheid en openbaring, sodat hulle hom werklik sal ken. Hierdie geestelike wysheid en openbaring is sodat hulle God sal ken. Ek dink ons besef dat ons 'n diep behoefte het om God werklik te ken. Dis 'n wonderwerk vir ons om God werklik te ken. Maar ons het nodig om God werklik te ken vir ons om ons hoop in hom te kan plaas. Want ons harte plaas sy hoop in dinge wat hy kan sien en wat hy kan vertrou. En so ons het nodig om God te ken as 'n genadige en liefdevolle en 'n betroubare Vader vir ons om werklik in hom te kan hoop. Dis een ding om te sê, te weet wat vanoggend hier gelei het, is 'n vriendelike ou, of Natalie wat met ons gepraat het, is 'n vriendelike ou. Ons kan dit 1 miljoen keer op ons webwerf skryf, dat mense dit kan lees. Maar dit doen nie veel vir ons, voor jy nie die persoon ontmoet en sien, hier's 'n vriendelike ou, ek voel veilig in sy vriendelikheid, ek kan hom vertrou. Dit is waarvoor Paulus bid. Hy bid dat God vir ons geestelike wysheid en openbaring sal gee, sodat ons God kan ken, sodat ons kan sien, ons is veilig by God. Dit is wat ons nodig het om werklik met hoop te kan lewe. Om 'n ander voorbeeld te gebruik. As my kinders nie hulle hoop in hulle verhouding met my kan uitleef nie, dan gaan hulle nie na my toe kom wanneer hulle in die moeilikheid is nie. Maar as ek getrou, genadig is teenoor hulle en die waarheid praat teenoor hulle, en as hulle met sekerheid weet, ek gaan alles in my vermoë doen om hulle te help, dan weet hulle hoop in my is nie misplaas nie. En so dit is waarvoor Paulus bid vir die kerk. Hy bid vir geestelike wysheid en openbaring, sodat hulle hoop in God kan besef. En dit is wat ons nodig het. Tweedens bid Paulus in vers 18 dat God die oë van hulle harte sal verlig. In Paulus se denke is die hart nie net die plek van waar ons emosies opgesluit is nie. Die hart is die ware jy. Die hart is die plek waar dis die sentrum van jou denke, jou begeertes en jou loyaliteite. En so wanneer Paulus bid dat die oë van hulle hart oopgemaak sal word, dan bid hy dat die ware jy sal sien dit waarmee God besig is. Baie kere as ons met ons vleeslike oë na die wêreld kyk, dan sien ons al die probleme raak. En dit is daar, dis 'n realiteit. Maar wanneer God die oë van ons harte oopmaak, wanneer hy ons verlig deur sy gees, dan begin ons raak sien waarmee God besig is. Ons fisiese oë sien dalk 'n kankerdiagnose en dink doodsvonnis. Maar die oë van ons harte
ontwikkel die vermoë om te sien hoe God daai diagnose kan gebruik vir oneindig baie goeie goedes. Baie meer as wat ons kan bid of dink. Wanneer God die oë van ons harte oopmaak, dan begin ons te sien dat elke dag is 'n kosbare geskenk. Dit klink soos 'n kliseë. Iemand wat 'n kankerdiagnose ontvang het. Kom ons gaan een terug. Ons wat normaalweg lewe, sukkel baie keer deur elke dag. Elke dag is 'n stryd om deur te kom. Maar wanneer ons besef dat ons dae getel is, dan besef ons vandag is 'n nuwe kans op lewe. Vandag is 'n kans om iets goeds te doen. Vandag is 'n kans om te sê ek is lief vir jou. Vandag is 'n kans om iemand op te hef. Sien, daar gebeur baie dinge met ons wanneer God die oë van ons harte oopmaak, partykeer deur 'n slegte diagnose. Ons fisiese oë mag dalk na versoeking kyk en dit baie aantreklik vind. Maar die oë van ons harte, wanneer die Gees die oë van ons harte oopmaak, dan kan ons sien dat hierdie versoeking en sonde het 'n vernietigende effek in ons lewens. En ons kan sien dat gehoorsaamheid bring vreugde. Ons fisiese oë mag dalk na ons omstandighede kyk en ons mag vasgevang raak in angstigheid en altyd bekommerd wees oor die slegste moontlike uitkoms en alles wat verkeerd kan gaan. Maar wanneer God die oë van ons harte oopmaak om te sien dat God in beheer is, dan kan ons besef dat ons is veilig by hom. Wanneer God die oë van ons harte oopmaak om ons toekoms by hom te sien, dan verander dit die manier waarop ons na ons huidige omstandighede kyk. Dit verander die manier waarop ons die huidige interpreteer. Skielik, wanneer God die oë van ons harte oopmaak, skielik raak gehoorsaamheid, volharding en bereidheid om te waag vir die koninkryk baie meer logies. As ons nie meer hoef te veg vir ons eie bestaan nie en ons eie oorlewing nie, is ons vry om die goeie goedes te doen waarvoor God ons roep. God maak ons oë oop. Hy bid tweedens dat God die oë van ons harte sal oopmaak. Derdens bid hy dat die gelowiges die krag van hulle hoop sal begryp. Kom ons lees vers 18 en 19. Paulus sê, en dat die oë van julle harte verlig mag wees, sodat julle kan insien wat die hoop is wat sy roeping bied, die heerlike rykdom van sy erfenis vir die heiliges, en wat die onvergelykbare grootheid van sy mag is vir ons wat glo. Ons hoop rus op twee kragtige dinge wat Paulus hier noem. Hy praat van 'n heerlike rykdom van sy erfenis, en hy praat van die onvergelykbare grootheid van God se mag. Dis die twee goed waarop ons rus hoop. Ons hoop rus. Nou, ons moet mooi dink hierso as ons by erfenis kom. Wie se erfenis is dit waarvan Paulus hier praat in vers 18? Is dit God se erfenis of is dit ons erfenis? In vers 14 is dit baie duidelik dat hy praat van ons erfenis. Hy praat hier van in vers 14 wat ek vir ons gelees het, is die Gees die ding wat ons erfenis verseker. En so ons erfenis is verseker want die Gees werk binne in ons. Maar hier in vers 18 praat hy van sy erfenis. Hy praat van God se erfenis. Die gedagte is asemrowend. Dink 'n bietjie daaroor. Gelowige, Paulus noem jou God se erfenis. Laat die gedagte net insink. Ons wat God se mense is, ons wat Jesus se volgelinge is, ons wat geloof en liefde demonstreer, ons is God se erfenis. As God na ons kyk, dan sien hy sy rykdom. Hoeveel hoop gee dit jou om te weet dat jy God se rykdom is? Dis radikaal, dis 'n radikale gedagte. Ek dink baie van ons, en ek is redelik seker ek is nie alleen hierso nie. Ons sukkel partykeer so met onsself en met ons stryd teen sonde en net ons dinge, dat ons dink God is goed en God is groot en God is genadig en God is glorieryk, maar hy verdra my net. Hy weet wie ek is en so hy verdra my net. Hierdie gedeelte sê dit is nie waar nie. Ons is God se rykdom. As hy na ons kyk as mense vir wie Jesus gesterf het
dan is hy opgewonde oor ons. Hy is baie, baie bly dat hy sy ewigheid met ons kan spandeer, want ons is sy erfenis. Ons is God se rykdom. Dit voel amper verkeerd om dit te sê, maar ons hoop is geanker in die realiteit dat ons God se erfenis is. Ons is God se skat. En die ander kant toe is natuurlik ook waar. Vir die van ons wat in 'n verhouding met God is God ons skat. God is ons rykdom. Ons het alles. Daar is niks wat vir ons onmoontlik is nie. Daar is niks groter wat ons kan hê as God self nie. En so, ons is God se rykdom en God is ons rykdom. Dis net 'n kwessie van tyd voordat ons met harte vol vreugde wat werklik kan besef wat dit is wat ons in Jesus het. Met harte vol vreugde en dankbaarheid in God se liefdevolle teenwoordigheid gaan staan, waar ons werklik shalom gaan beleef. Dis ons realiteit, dis ons hoop. Ons gaan dit op 'n stadium besef. Ons gaan in 'n nuwe skepping voor God staan sonder enige angs of pyn of hartseer of stres of bekommernisse of gebroke verhoudings of enige pyn. Ons hoop is geanker in die idee dat ons God se erfenis is en hy is ons sin. Christelike hoop is nie blote optimisme of positiewe denke nie. Dis nie ons trust the process and we'll get there nie. Dis nie daai tipiese sportiewe klisjées nie. Dis nie positiewe denke nie. Dit is 'n realiteit van die Skepper van die heelal wat ons veilig hou en wat ons kosbaar ag. Dis waar ons hoop lê. Ons hoop is geanker in wie God is en wie ons vir hom is. Eerstens. En dan tweedens gee Paulus vir ons 'n tweede anker vir ons hoop. Vers 18 sê ons hoop rus in die grootheid van God se mag. Stop vir 'n oomblik en dink hoe magtig is God. Dink hoeveel krag vat dit om dit wat ons sien en dit wat ons beleef te skep en te onderhou. Dink daaroor. Ons is so beperk in wat ons kan doen. Maar God is totaal onbeperk in wat hy kan doen en hy span sy mag vir ons in. Paulus is so opgewonde daaroor dat hy 4 verskillende woorde vir mag gebruik wanneer hy beskryf wat die mag is wat God binne in ons werk op hierdie stadium. Hy gebruik die woord vir mag daar in vers 19 is dynamis. Die woord vir werking is energia. Die woord vir groot is kratos en die woord vir krag is iskes. Die Griekse woorde wat hy gebruik. En om hierdie goeie saam te sit in een sinnetjie sê hy, God se mag vir ons is onbeperk in vermoëns. Dis aktief in ons lewens. Dit is oor alles oorwinnend en is massief en instandhoudend in wese. God se mag wat binne in ons werk is onbeskryflik groot. Paulus noem dit heerlike rykdom van mag. Paulus beklemtoon hierdie waarheid omdat hy weet ons is swak en nietig. Ons voel baie keer broos en klein. Daar is soveel dinge wat ons nie kan beheer nie. Al soveel dinge wat ons net niks aan kan doen nie. Soos Frankl gesê het, is menslike hoop is kragtig. Dit is geweldig sterk en dit kan lei tot 'n merkwaardige lewe. Maar menslike hoop is beperk. Dit het sy beperkings. Dit weet jy toevallig al reeds vanoggend gesê. Ons lewens is soos 'n pragtige veldblom. Ons is hier vandag, maar môre is ons verwelk. Môre is ons weg. Maar God se krag wat binne in ons werk is onbeperk en is ewigdurend. Kom ons lees vers 19. Hier beskryf Paulus die krag wat binne in ons werk. Hy sê die werking van sy groot krag wat hy uitgeoefen het in Christus toe hy hom uit die dood uit opgewek het en hom laat sit aan die regterhand in die hemele. Hoe groot is God se krag wat binne in ons werk? God se krag wat binne in ons werk is dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het en hom bo elke mag en krag in die wêreld verhef het. Dit is die krag wat binne in ons aan die werk is. Dit is waar ons hoop lê. Vers 21 sê Paulus, dis nie net in hierdie bedeling nie. Die krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het en hom verhef het bo elke mag en krag, is nie net in hierdie wêreld nie. Dis in die toekomstige bedeling ook. Dan gaan Jesus ook oor alles regeer en daai selfde krag gaan nog steeds binne in ons aan die werk wees. Vers 22 sê hy alles
is onder Jesus se voete gestel. Wat 'n ongelooflike krag wat alles onder Jesus se voete stel. En dis die krag van ons hoop. Ek weet nie waaroor jy bekommerd is nie, ek is nie seker waaroor ek vanoggend bekommerd is nie. Ek weet nie wat jou hoop wil steel nie. Ek is seker daar is 'n klomp goeie soos wat ons met ons oë na die wêreld kyk wat ons hoop wil steel. Maar hoor hierdie, die krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het en wat hom bo elke mag en gesag verhef het, is in jou aan die werk as jy in Jesus vertrou. Ons is mense van hoop. Ons is mense wat werklik kan hoop in wat God kan doen in ons en deur ons. Ons is mense wie se lewens deur hoop gekenmerk kan word. Ek probeer die dinge vir ons hierso saam te vat. Christen, ons is mense van hoop. God het in Jesus vir ons 'n ewigheid radikaal verander. En soos wat ons weet wat die toekoms vir ons inhou, kyk ons anderster na die huidige. Ons toekoms waar ons veilig by God gaan wees en waar ons geen meer pyn of hartseer of enige teleurstelling gaan beleef nie, maak dat ons nou reeds anderster na die wêreld kyk. Ons hoef nie bekommerd te wees nie. Ons kan nou reeds die goeie doen waartoe God ons roep. Ons kan nou reeds mense wees wat met geloof en liefde optree. Ons is mense van hoop, want God werk binne in ons. En ons is mense wat hoop uitdra na buite. Ons is ligdraers, maar ons is hoopdraers. Ons bring hoop vir 'n gebroke wêreld, want ons ken vir hoop. Hoop het 'n naam. Sy naam is Jesus. Daar is by hom verlossing en hoop te vind en ons weet dit. En dit is waartoe ons geroep word om daai hoop uit te dra in die wêreld rondom ons. Ek sluit vir ons af. Viktor Frankl het die krag van menslike hoop gesien en beleef en hy het gesien hoe dit gelei het tot innerlike vernuwing van mense wat met moed en volharding selfs in geweldige moeilike omstandighede hulle lewens neergelê het, verander en vreugde beleef het. Menslike hoop is kragtig. Is baie, baie sterk. Ons hoop is veel sterker, want ons hoop is in Jesus. Jesus roep ons om in liefde te lewe. Jesus roep ons om getrou te volhard en sy naam uit te dra, want is net by hom waar daar werklik hoop vir 'n gebroke wêreld is. Kom ons bid dat God ons sal help, soos wat Paulus gebid het vir die mense van Efese. Kom ons bid dat God ons sal help om die krag van ons hoop te verstaan, sodat ons kan uitgaan en met hoop ligdraers kan wees. Mense wat vashou aan hulle koning Jesus. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie dat ons U kan ken. Ons dankie dat U in baie van ons die oë van ons harte oopgemaak het. Dat U ons geestelike wysheid en insig gegee het om U te leer ken in U seun Jesus. Dankie dat ons kan sien hoe U is. U is 'n liefdevolle Vader wat U self in die persoon van U seun aan 'n kruis laat sterf het om ons met U te versoen. U is 'n selfopofferende wese wat U lewe, U seun se lewe neergelê het vir ons beswil. Vader, U het vir ons 'n baie sterk hoop gegee. Ons hoop is in die sterkste persoon in die wêreld. My woorde ontgaan my Vader om te beskryf die hoop wat ons het in Jesus. En daarom vra ek dat U deur U Gees en kragtig in ons harte sal werk, sodat ons hoop kan begryp. Vader, help ons om te besef dat die krag wat in Jesus gewerk het, wat hom uit die dood uit opgewek het, en wat hom bo elke mag en gesag opverhef het, is nou in ons aan die werk. Vader, dag vir dag sukkel ons om te hoop. Daar's soveel dinge wat ons hoop steel. Daar's soveel dinge wat wegeet aan ons vreugde en aan ons bruikbaarheid in die hand. En ek wil vra dat U ons sal help om aan te hou om ons oë op Jesus te rig.
Help ons om hom te sien. Ons weet, ons het die Gees se werking baie sterk nodig vir ons om die lewens te lewe waartoe U ons roep. En so ons pleit by U Vader, gee ons hoop, maak ons sterk, gebruik ons vir U glorie en gebruik ons om hoop te bring in 'n wêreld rondom ons, 'n wêreld wat hoop desperaat nodig het. Ons vra dit in Jesus se wonderlike naam. Amen.